So, ek wil weet almal hierdie week verjaar. Ek weet van Otto. Weet nog verjaar. Daar was nog iemand. Mia. Jou kleinseun. En by ons was al geweldig baie verjaarsdae hierdie week. Het was Rina se dogter Jeannie, die tweeling, my kleinseuns. Cornel het gister verjaar en dan van die afgestorwenes het ook in hierdie week, ons het gewoonlik so 6 in hierdie week van Februarie gehad, maar van hulle is nou nie meer met ons nie. Maar omdat daar 2 verjaarsdagmense is, gaan ek dit doen. Een vir Otto en een vir die ander enetjie. Asseblief Jan, sê jy sommer vir Otto vat. Ek weet nou nie watter vir Otto en watter wie wil wat doen. Daar is hy. Daar is hy. Baie geluk julle, ek hoop julle het 'n wonderlike jaar vorentoe. Ek gaan nou begin met die Sabbatskool gedeelte. En ek gaan vir ons lees in Markus 7 vers 31 tot 35. Ek het Markus dit na my boekmerkie ingesit. Die genesing van 'n doofstomme in Decapolis. En hy het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek, na die see van Galilea gegaan, deur die gebied van Decapolis. En toe bring hulle na hom 'n dowe wat swaar praat en smeek hom om hom die hande op te lê. En hy neem hom op sy, weg van die skare, en steek sy vingers in sy ore, en spieg en raak sy tong aan. En nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom, Ephata, dit is, gaan oop. En dadelik het sy ore oop gegaan, en die band van sy tong het losgeraak, en hy het reg gepraat. Die wonder van hoor. So my tema is om te kan hoor. Maar voor ek verder gaan ons eers die sendingverhaal video kyk en dan kollekte doen. Tamir is 5 jaartjies oud en hy is verveeld. Hy wag vir sy mamma om haar werk klaar te maak by die 7de Adventiste skool in Mongolië. Sy is 'n rekenmeester by die skool wat beteken dat sy met al die skool se geldsaake werk. Tamir was in die skool se kleuterskool. Sy skool was klaar vir die dag en nou sit hy op 'n groot stoel en wag om huis toe te gaan. "Mamma, kan ek op jou foon speel?" vra hy. Mamma oorhandig die foon aan hom. Sy oogie stop by 'n toepassing met die prentjie op van 'n man met wit krulhare en 'n rooi jas. "Mamma, wie is hierdie?" vra hy. "O, dis Mozart," antwoord mamma. "Wow," sê Tamir, "hy is so aantreklik." Mamma glimlag. Sy maak die toepassing oop en begin 'n liedjie speel wat deur die beroemde Oostenrykse komponis Wolfgang Amadeus Mozart gekomponeer is. Tamir se oogies rek groot oop met verwondering toe die viool en klavierklanke die kamer vul. "Dis pragtig!" Vrolike skoenlappers dans in sy maagie rond van lekker kry. Amir kon nie ophou dink aan die pragtige musiek nie. 2 dae later vertel hy sy ouers dat hy graag klavier en viool wil leer speel. Sy pa skud egter sy kop. "Ons het nie geld om vir musieklesse te kan betaal nie," sê hy. Trane dam op in Tamir se oogies. Hy wil so graag klavier en viool speel en besluit om nie op te gee nie. Die volgende jaar vra hy weer en die volgende jaar weer.
en elke jaar daarna, totdat hy 13 jaar oud is. Hierdie keer skud sy ouers nie hulle koppe nie. Dis reg, sê mamma, ek neem jou môre vir jou eerste vioolles. Sy het 'n vriend wat vir Tamir sal leer viool speel. Tamir was so gelukkig. Sy glimlag het van oor tot oor gestrek. Vrolike skoenlappers dans weer in sy maagie rond terwyl hy opgewonde vir al sy maatjies daarvan vertel. Dit was nie maklik om te leer viool speel nie. Dit was moeilik om al die note te leer. Hy het eerder by die huis bly oefen, eerder as om saam met sy maats te gaan speel. Maar hy het nie omgegee nie. Hy wou sy maagie vul met vrolike skoenlappers. 'n Jaar het verbygegaan. Tamir het aanhou oefen. Toe word hy gevra om by die kerk 'n spesiale item te lewer. Mamma was baie bly vir hom. Daardie Sabbatoggend vertel sy baie opgewonde vir almal dat haar seun voor in die kerk viool gaan speel. Maar Tamir was nie so gelukkig nie. Sy hande het begin sweet, sy nek en selfs sy gesig het begin sweet. Hy was bang en senuweeagtig om voor so baie mense te speel. En hy het gedink, nee, ek wil nie meer die viool speel nie, ek wil huis toe gaan. Tamir se pappa het opgemerk dat hy senuweeagtig is. Toe maar, moenie bekommer nie, Jesus sal jou help en met jou wees, sê hy. Tamir het geweet dat pappa reg is. Hy wonder toe hoekom hy self eerder daaraan gedink nie. Met sy oogies toe bid hy, Liewe Jesus, help my asseblief om nie bang te wees as ek voor al hierdie mense viool speel nie en seën my asseblief. Amen. Tamir het opgestap en voor die gemeente lede viool gespeel. Hy was nie bang nie. Sy nek en gesig het nie gesweet nie. Sy hande het ook nie gesweet nie. Vrolike skoenlappers het rondgevladder in sy maagie. Hy het so goed gevoel. Toe hy klaar was almal baie bly saam met hom. Tamir weet dat God hom gehelp het. Om goed te kan speel, moet Tamir elke dag getrou oefen, maar hy moet ook elke dag bid. Tamir wil graag Mongolia, maar ook God verteenwoordig met sy musiek. Hy wil altyd vrolike skoenlappers in sy maagie kan voel. Bid dat Tamir 'n goeie verteenwoordiger van God sal wees, soos wat hy verder leer om viool te speel en studeer by skool in Ulaanbaatar, Mongolië. Sy skool het 'n gedeelte van die vorige 13de Sabbatskooloffergawe ontvang en nuwe klaskamers en 'n biblioteek daarmee kon bou. Hierdie kwartaal se 13de Sabbatskooloffergawe sal help om 'n nuwe ontspanningssentrum in Ulaanbaatar te bou, waar kinders sal kan leer van 'n God wat gebede beantwoord. Dankie dierbare Here dat U vandag saam met ons is en dat U ons seën en ons lei. Dierbare Here, daar is soveel mense wat nie kan hoor nie, Here. Wil U ook soos die doofstom man U vingers in hulle ore sit en dit vir hulle gee dat hulle sal kan hoor. My dierbare Heiland, dan dra ons ook hierdie offergawe aan U op. Wil U gee dat dit sal vermenigvuldig word en dat dit daar sal waar dit nodig is gebruik sal word tot eer en verheerliking van U naam. In Jesus naam alleen. Amen. Okay. Om te kan hoor. Ek gaan vandag vir julle 'n ware lewensverhaal vertel. Nou ek is nie seker, maar ek weet Mozart het ook een of ander, ek dink Mozart was blind, as ek reg onthou. Hy kon hoor, maar hy was blind. En wat 'n wonderlike musiek het Mozart vir ons geskryf. Nou, ek het baie keer gedink, wat sal ek kies? Wat sê julle kies, blind of doof? Dis 'n baie moeilike keuse. Want nou dink jy as jy kan hoor, kan jy baie goed hoor, want jy hoor baie goed, jy hoor voeltjies, jy hoor musiek, jy hoor karre, jy hoor geweldig baie goed. Maar is jy meer beperk as jy gehoor gestremd is, of is jy meer beperk as jy blind is? Dit hang van jou af. Maar om terug te kom na my pitkos om te kan hoor.
Ek was verlede Sabbat by die SDA Kerk in die Stadsgemeente. Ek het 'n bietjie daar gaan kuier. En dit was vir my so 'n trip down memory lane. Wat vir my ontstellend was al die leë banke, van Tuka tot nou. Dit was die kerk waar my pa en ma kerk gegaan het en ook ek, my kinders Cornel en Diane. En my pa se lewensmotto was, ek in my huis, ons sal die Here dien. En dis presies hoe ons groot gemaak is. Van vroeg af moes ons deelneem aan kerkaktiwiteite. Ons moes sing in die kerk, sabbatskool vir die kinders gee, soos jou kinders gegroei het, en 'n bietjie sabbatskool voorprogramme doen, en my ma was baie betrokke by blomme en welsyn van die kerk, Meals on Wheels. En dit was meeste van die lede van die SDA Kerk se lewensreëls. Ons was eintlik nie uniek nie. Almal het dit gedoen. Dit was die norm. Baie lede is al dood en begrawe en ander het weggetrek en nou is daar net 'n handjie vol oor. Dit nou eers daar gelaat. Terwyl ek in opleiding was as 'n vroedvrou, dis nou as jy kyk hoe is die aanwas van die bevolking, met ander woorde, jy werk in kraamsaal, of 'n beter naam is jy doen jou verloskundige opleiding, was daar 'n doofstom assistent verpleegster. Nou range en hiërargie in die weermag was erg. Nou in verpleging was dit net 'n bietjie ligter. Jy het dadelik jou naam verloor. Jy was van Mollendorf of wie was Botha. Jy het nie 'n naam gehad nie. Soos dit in die army was, nee. Was van Sail. De Lange. Het nie 'n naam nie. Nou, assistente is gewoonlik die verpleegster sonder opleiding. En dit was die gewone weermanne. En die in opleiding wat nou ek was, want ek het al 3 jaar studie agter die blad gehad, was seker die korporale. En die senior suster was die sersant. En die saalmatrone was die sersant majoor. Nou Christian Minnaar, julle ken hom, of van julle ken hom, wat by die stadsgemeente is, sy ouma was my sersant majoor in kraamsaal. En die sersant was senior suster Susan Attard. Ek weet nie of julle die Attards ken nie. Hulle was vir baie jare in Pietersburg. En nou, net na ons verslag oorgegee het, was dit badtyd vir babas in die oggende. Nou Botha, of Bothaitjie, want sy was klein van postuur, het in die babakamer gewerk. Onthou sy is totaal en al doofstom. En het julle al gehoor, as 20 babas gelyk huil? Kakofonie van gehuil. Maar Botha het 'n gevoel gehad, wanneer 'n baba huil oor iets anders. Wanneer daar nood is. Badtyd was 'n spanpoging. Bothaitjie het die baba klaar uitgetrek, vir my gegee, ek het die gesiggie gewas met watte, en dan die baba seep gesmeer. Eers die armpies, dan die beentjie, dan die lyfie, dan die ruggie, en dan die boutjies. En dan vat matrone Minnaar daai baba en spoel hom af deur die water. Partykeer daai water vir my soms warm gevoel, maar ek het net een les gehad en ek weet wat ek doen, toe ek dit nie weer gesê nie. En dan het Bothaitjie daai baba gevat, en 'n skoon TPA handdoek toegedraai, in die baba se betrokke krippie gesit, en wanneer almal klaar gebad is,
dan het ek en Boetjie die aantrek en die uitstoot van die babietjies gedoen. Na die mammas toe. Sy was baie gewild by die pasiënte. Al kon 'n ou nie mooi hoor nie. Ek het so baie met haar gewerk, ek het amper soos sy beginne praat. Want 'n ou, jy spreek dit nie, jy lê meer klem op hoe vorm jy jou mond, dat sy kan lip lees. Maar in elk geval, soos julle weet, moet 'n sergeant wet en orde handhaaf, en glo my, Suster Susan Attard het geweet om dit te doen. Die probleem was, dat jy kon nie vir Boetjie roep nie, jy moes na haar toe loop, en aan haar vat, oogkontak maak, en dan kon jy eers praat. En dan Boetjie sommer vir my gesê, jy praat te vinnig. Nou julle weet, ek praat glad nie vinnig nie, ek praat eintlik meer stadig. Nou, Suster Attard was groot van postuur en in lengte. En soms het sy gemaak of sy jou gaan klap, maar sy het dit nooit gedoen nie. En dit was my werk, as Suster Attard skreeu van Mollendorf, dan weet ek, daar's 'n uittrap berade voor. Dan moes ek Boeta gaan haal of Boetjie gaan haal. Maar Boetjie het ook 'n aanvoel gehad wanneer daar 'n uittrapberade gaan wees, wat nie van toepassing op haar was nie. En dan het ons daar gaan staan, en baie keer het ek vir Boeta dop gehou. Dan het sy daar saam ons gestaan, maar wat het sy gedoen? Dan sê ons, ja suster, nee suster, en dan vat ek aan Boetjie, laat sy nou moet weet, dit is klaar, en dan as ons net om die hoek is, en sê sy, wat het sy gesê? Niks geluister of gelees nie, want sy kon nie hoor nie. Sy het net haar oë toegemaak. Nou julle weet, in die stadsgemeente is daar ook 'n doofstom familie. 'n ma en 'n pa wat doofstom is en albei die kinders kan hoor. Jolene hulle. En dit het my aan Boetjie laat herinner toe ek hulle verlede week gesien het. En hulle gesigsuitdrukkings wanneer hulle sing en hoe hulle handgebare maak en uit volle bors die adventlofliedere sing sonder om 'n melodie te hoor of 'n klankie, maar hulle neem deel. En hier sit Jami, wat deur die Heilige Gees geseën was om gebaretaal met hulle te kon praat. Hy het oorgeneem en hy het gebaretaal gepraat. Mense, ons lewe in vandag en die Heilige Gees, as ons bereid is, sal ons aanraak en vir ons laat spreek dit wat doof, stom is of blindes moet hoor. En weet julle wat, dit het my laat dink, baie laat dink, want Jolene het weer daar gesit en sy het aan mekaar vir die ander gepraat. Hulle het 'n doofstom vriend wat hulle ook soontoe bring. En hulle is so getrou om kerk toe te kom. En dan sit Jolene en sy verduidelik die hele tyd. En dan hoor jy net die want daar is nie 'n toonhoogte nie, daar's nie 'n klank nie, maar sy's daar. Haar man is daar en hulle doofstom vriend is daar. En dit het my ook laat dink dat of ek het tot die gevolgtrekking gekom dat 'n mens nie met jou ore hoor nie, maar jy hoor met jou verstand. Die wete wat goed en reg is. En dit wat jy moet vermy. En jy hoor met gevoel. En jy luister na wat die Gees van die gemeente sê. En dan resoneer jy met God se wil.
Ek het met myself gepraat en ek het gesê, Ria, hoeveel keer maak jy jou oë toe om nie te kan hoor nie? Soms is my sintuie verkeerd gedraai. En dit is wat ek vir julle wil sê, dat dis 'n God gegewe genade om te kan hoor. En ons moet dit optimaal gebruik. Kan julle dink, wanneer die Here gaan kom, wat gaan Jolene en haar man ervaar en Boetjie? En al die doofstommes, die blindes, die krepeles, enige iemand met 'n fisiese gebrek, wat gehandicap is in die lewe, maar ten spyte daarvan het hulle self gemotiveer en gedruk om optimaal te lewe. Doen ons dit? Daar's een ding verseker van die groot vraag wat ons gaan gevra word. Het ons 100% geleef met die tyd wat God aan ons toevertrou het? Was jy 100% jouself? Of was jy ontevrede en onvergenoegd? Wou jy eerder iemand anders wees? Nou in Openbaring 2 vers 7, die eerste gedeeltes, daar's 'n hele klomp versies. En ek is seker julle weet waarvan praat ek nou. Sê die versie, die een wat 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees van die gemeente sê. Nou net hier afskraal. Al daai versies, daar's 8 gedeeltes wat begin met laat die een wat 'n oor het om te hoor, hoor wat die Gees van die gemeente sê. Openbaring 3 vers 6 en 13 en 22 sê dit ook almal. Maar ek wil vir julle 'n stukkie verder lees op 2 versies. En ek wil my Sabbatskool afsluit met die res van die skriftuur daaroor. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van die gemeente aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. En ek sal hom gee 'n wit kleursteen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. My slotlied is lied 281. Kom ons sing hartlik saam van die 281.
gaan vir ons bid. Here, open my ore vir die melodieë en woorde en klanke wat U uit genade vir ons beskikbaar stel, sodat ons 'n nuwe naam kan kry, Here, uit gehoorsaamheid. Amen.